Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Kersfees is 'n tyd van aanbidding, van sang, van die Here groot te maak. Ek het groot geword in 'n tradisie wat groot klem gelê het op 2 woorde: nugterheid en ordelikheid. 'n Nugterheid het beteken rasioneel te wees. Die dominee het eendag gesê, die Here is nie dom nie. So moenie herhaal en met hom praat asof hy nie kan verstaan nie. Sê dit en dink goed voor die tyd wat jy vir hom gaan sê. Ordelikheid beteken dat dit baie goed beplan was. En dit is die manier waarop ons aanbid het. Ek het te doen gekry met iemand wat my genooi het, na 'n heel ander denominasie toe, kerk wat 'n heel ander manier van aanbidding gehad het. Dit was omtrent die teenoorgestelde. Dit was spontaan gewees. Dit was emosioneel gewees. Daar was vrylik uiting aan emosies gegee. En in die liturgie was daar nie baie beplanning nie. Dit was baie op die oomblik besluit wat nou gedoen gaan word en wat gepas is. Ek het daar uitgeloop en dadelik gewonder, wat is die regte manier? Ek's groot gemaak dat dit verkeerd is. Ek onthou een keer wou iemand begin huil het in die kerk en hy's dadelik gestop en gesê, kry beheer oor jou emosies, raak nugter. Ons moenie dat ons emosies oorhand kry nie. Ek wonder oor al hierdie maniere, of dit regtig maniere van aanbidding is, en of dit nie net uitdrukkinge is van aanbidding nie. En regtig, om te praat of die een of die ander die beste is, of die regte ene is, het navorsing toon dat baie van ons aangetrokke is, volgens ons 2 groot goed, persoonlikheid, en dan ook ons kondisionering, hoe ons groot geword het. So party van ons is meer ekspressief, is meer emosioneel, en sal 'n groter aanklank vind, natuurlik, by so 'n uitdrukking van aanbidding. En ander van ons is anders gekondisioneer, grootgemaak, en daarom wil ons by dit bly. Maar gaan dit regtig oor die uitdrukking, die regte manier van uitdruk? Gaan dit nie oor nie die een of die ander nie, maar albei? Word ons nie dalk juis uitgedaag om na die kant toe te gaan en te groei waarin ons nie gegaan het nie ken nie wil gaan nie? Want as ons na die Bybel kyk, sien ons dat dit 'n geheel menservaring was. Ons kry berekendheid, ons kry spontaniteit. Ons kry nugterheid, ons kry rasionaliteit, ons kry deurdagtheid, maar ons kry emosie. Ons kry irrasionele emosie wat uitgedruk word in die psalms, en wat dien as maniere van lof. Waaroor aanbidding eintlik gaan, is nie oor die uitdrukking nie, maar oor dit wat diep binne in jou aan die gang is. Dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor waar dit vandaan kom. Want aanbidding beteken eintlik om waarde te heg, uitdrukking te gee aan dit wat jy van die grootste waarde heg in jou lewe. En ons kry hier die hele progressie, hierdie proses in ons verhaal, waarna ons kyk en waarmee ons leef op die oomblik. Die wyse manne het gesien, en toe het hulle gevind, en toe het hulle neergeval en hom hulde bewys, hom aanbid. Jy kan neerval sonder dat jy sien, sonder dat jy gevind het.
sonder dat jy in bewondering is in jou binneste. Dit is 'n voorbeeld van Herodes. Hy was bereid gewees om te buig en hulde te bewys, maar in sy hart het hy heel ander motief gehad. Hy sou enigiets doen sodat hy sy posisie kon behou, sodat hy versterk kon word, sy beeld en alles. En daarom vind ons in die Nuwe Testament dat die profete en Jesus dikwels gepraat het oor aanbidding wat nie uit die hart uitkom nie, maar wat net met die mond gesê word. En almal sê dat julle maak hier wonderlike musiek en julle sing en julle geniet dit en julle doen dit so goed, maar julle harte is so ver van my. En die Here sê, ek soek nie sulke aanbidding nie. Dit moet uit die hart uitkom. 'n Ander gevaar wat daar is dat ons nie net kan met die mond sê nie, maar dat ons kan buig voor iets verkeerds. Jy weet, iets wat ons baie sal teleurstel. Dit is om die waarde, die grootste waarde te heg in jou lewe aan iets of iemand wat nie eintlik die waarde het nie. En jy het jou hoop dat jy iets sal kry, geluk, vrede, posisie, erkenning, waarna jy ook al soek. En jy gaan teleurgesteld word. En dit is natuurlik waar baie van ons groot pyn vandaan kom. Ons praat nie so daaroor nie, maar uit 'n teologiese perspektief, dit kom uit die feit uit dat ons verkeerde goed aanbid. Ons ag verkeerde goed. Ons raak dikwels verslaaf aan dit wat ons ag. Want dit wat ons ag, word ons aan verbind. Ons vorm verbintenisse, attachments. Dit speel 'n groot rol in ons lewe. Dit is die kern in die hart van verslawing. Ek kan dit nie los nie. Ek kan nie loskom daarvan nie. Want dit gee my wat ek nodig het. So ons is die hele tyd in 'n proses om te aanbid, om ondersoek te doen, om te sien wat die skoonheid, die waarheid en die grootste en die beste is. En wanneer ons nie aanbid wat vir ons kan gee, wat beloof word nie, dan is ons weer diep teleurgestel. Daarom is dit. Aanbid Jesus. Laat jou oog gerig word op hom, soek na hom, sien hom, word bewonder en aanbid hom. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons so gemaak het om te aanbid, om te soek na dit wat waardevol is, groot is, lieflik, loflik is, en dat ons aangetrek word daardeur. En help ons om dit in U te vind en dit in U te sien, sodat ons kan aanbid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.